Ja, baie welkom by die tweede Bybelstudie van vanaand. Dit is dan wat in die besonder fokus op verhoudings. En Genesis is maar vir ons in terme van ons verhoudings en hoe ons dink oor ons verhoudings baie belangrik. So ons is weer besig met Genesis. En dan Genesis 3 is besonder belangrik om te verstaan waar dinge verkeerd gaan in verhoudings. Nou, groot deel van my week het al gegaan in verhoudings in en om mense te help om verhoudings te probeer herstel en 'n mens moet verstaan waarom het verhoudings verkeerd geloop. Nou hier in Genesis 3 kan 'n mens sien hoe dat die verhouding verkeerd loop tussen God en die mens, maar ook onderling tussen mense. En dan as jy Genesis 3 lees, moet jy eintlik ook Genesis 4 lees en in gedagte hou, want wat jy in Genesis 4 het, is jy sien hoe dat die verhouding tussen selfs kinders in een huisgesin verkeerd loop. Genesis 4 handel natuurlik oor die moord van Kain op Abel. Nou, voordat ons Genesis 3 saam lees, uit die Afrikaanse 2020 vertaling, wil ek soos gebruiklik weer saam met u bid. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons kan u hoop om u woord reg te verklaar en u woord te verstaan, as ons nie bid dat u ons gedagtes en ons harte sal verlig deur die werking van die skrywer van die Bybel nie. U het immers u woord deur u Heilige Gees geïnspireer. U het u woord vir mense ingegee en hulle het die Bybel vir ons geskryf onder leiding van u Gees. So het Moses ook vir ons Genesis hoofstuk 3 geskryf. Daarom kom ons na u toe vanaand en ons vra vir u in die eerste plek dat u woord vir ons sal oopmaak en dat u woord sal verklaar. Dat ons daarby ook sal stil staan en dan ook sal dink wat die praktiese implikasies van die woord vir ons lewe as gelowiges is. Ons bid hierdie gebed van ons in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, kom ons lees rustig Genesis hoofstuk 3, baie bekende hoofstuk. Die slang was lustiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe, dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan, en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het hier in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak, toe het ek weggekruip
Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet, waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het, en ek het geëet. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Onder al die makdiere en al die diere van die veld, op jou pens sal jy seil, en stof sal jy eet solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag, hy sal jou kop aanval, jy sal sy hakskeen aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die mens het sy vrou Eva genoem, want sy is die een wat die moeder geword het van almal wat lewe. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en dit vir hulle aangetrek. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden, om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Ja, wat 'n hoofstuk, baie dramatiese hoofstuk. Ek wil begin deur heel eerste te sê dat ek aanvaar hierdie hoofstuk as historiese gebeure, dat dit is hoe dit gebeur het soos wat dit daar geskryf staan. As 'n mens 'n bietjie hierna kyk en navorsing doen en oplees, dan sien jy dat daar maar min mense is wat die standpunt huldig wat ek vandag nog vir julle voorhou, dat daar by baie mense die gedagte is dat dit is maar 'n verhaal om vir ons te probeer 'n antwoord gee waar dinge verkeerd geloop het. Ek deel nie daardie sentiment nie. Vir my gaan dit uit en uit daaroor dat God vir ons vertel wat werklik gebeur het. Dit is nie 'n storie nie, dit is vir my geskiedkundige gebeure. En daarom hou ek ook by 'n openbaringshistoriese verklaringsmetode as dit kom by die woord van God en ook hierdie hoofstuk. Ek dink is baie belangrik as 'n mens kyk na hierdie hoofstuk en 'n mens dink 'n bietjie verder. En ek dink as 'n mens die hoofstuk lees, moet jy 'n bietjie verder dink dat God betaal 'n geweldige groot prys om die verhouding met die mens te herstel, om die verhouding tussen mense te herstel. En ons durf nie vergeet, ons gee aan hom ook die eer in hierdie aand. Ons durf nie vergeet van daardie geweldige hoë prys wat hy betaal nie.
God se vreugde en oorspronklike bedoeling met sy skepping is radikaal aangetast deur die mens se opstand. As ons die goedheid en die liefdevolle voorsiening van God in ag neem, lyk die opstandigheid van die mens baie radikaal en disrespekvol en selfgesentreerd. So dit is wonderlik om God se optrede en God se liefde en God se sorg in Genesis hoofstuk 3 raak te sien, maar dit is 'n hoofstuk wat 'n mens jou kop in skaamte laat hang. En dit is normaal as jy ook voel dat dit daardie uitwerking op jou het. Nou, ek sal so nou en dan, ek gaan in detail vers vir vers, is bietjie 'n ander benadering as die vorige Bybelstudie, gaan ek met julle deur hierdie hoofstuk, maar nou, dis nie tydgebonde nie, maar dit is net 'n literêre tegniek. Ons weet nie hoe lank Adam en God saam was en hoe lank Adam en Eva en God saam was voor hierdie dinge gebeur het nie. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Ek dink die indruk is nie noodwendig dat dit 'n kort tydjie was nie, ons weet nie hoe lank dit was nie. Daar word van die slang gesê dat hy lustiger is as al die diere. Nou kom ek sê maar gou-gou, julle sien nou al hierdie afkortings. BDB is Brown, Driver en Briggs. KB is Kuhler en Baumgartner. Dit is alles maar Hebreëse woordeboeke. So dit is maar al wat daardie goed beteken. Daar staan maar net, en die goed word baie deeglik verklaar in hierdie woordeboeke. Lustiger is lustig of slinks, taktvol of wys. Dit is nie noodwendig altyd negatiewe eienskappe gewees nie. Calvin, ek het nogal Calvin op die punt, hierdie spesifieke punt het ek toe Calvin gaan lees, en ek maak die opmerking hier oor Calvin. Calvin, sou ek sê, en nou probeer ek het vertaal, beskryf hierdie gawe van die slang as dat hy was wakker, hy was skerp, hy was, en 'n mens kan dink aan die fisiologie van die slang, hy sou moes wakker wees en hy sou moes skerp wees, en gewoonlik is 'n slang al hierdie dinge, want as hy stil lê en hy beweeg nie, anders as byvoorbeeld met 'n pofadder, dan kan hy dalk raak getrap word. Het is byvoorbeeld interessant van 'n sekere adders, dat as jy ooghoogte, muisooghoogte, is hy gekamoufleer, maar van bo af, sodat daar nie op hom getrap word deur 'n groter dier nie, is hy sigbaar. So, hierdie eienskap het die duiwel uiteindelik raak gesien in hierdie dier wat God geskep het, en hy het daarvan gebruik gemaak. So, ek hou nogal van Calvin, dit het ek al baie gesê, maar ek hou van hierdie verklaring van Calvin. Lustiger is al die diere van die veld, wys maar net vir ons dat God het baie diervorme geskape, en hy was uniek in hoe God hom geskape het. Die Here God, die Here is die verbondsnaam van God, Yahweh, van die Hebreëse werkwoord om te wees, in sy eerste teofanie, sy groot selfopenbaring in Exodus 3 vers 14, as hy sê ek is wat ek is, die Hebreëse woord Haya, om te wees, hy vat God dan, en hy maak dit sy naam, hy is Yahweh, nie Jehovah nie, daar is nie so 'n woord soos Jehovah nie, dit is grammaties nie moontlik in Hebreëus nie, ek weet dit staan so daar geskryf, want die Jode het die konsonante vir Yahweh gevat, en die vokale van die woord, die naam daarby gesit, en enige Jood sou geweet het, daar is nie so 'n woord nie, maar as hy in die sinagoge die Torah gelees het,
En omdat hy bang was om die derde gebod te oortree en hy kom by hierdie konsonante Yahweh, het hy dit nie uitgespreek as Yahweh nie, maar het hy dan eerder net gelees die naam, want dit was die vokale wat daar geskryf gestaan het. Dit het hom daaraan herinner dat jy sê God se naam nie hardop nie, want jy kan dalk die derde gebod oortree. Goed, so hier word gesê die Here God, God is dan Elohim. Elohim is 'n algemene naam van God wat vir hom gebruik word, en dit word verseker hier van hom gebruik. Ek gaan nou nie eers in op 'n debat oor Elohim nie. En hy sê, daar was reeds baie gepraat en baie geskryf oor 'n slang wat praat, en dit is juist die slang wat praat, is omtrent soos die pratende donkie van Biliam. Dit maak dat mense sê dat wat ons hier het is 'n verhaal. Ek weet onlangs was daar 'n tydskrif wat gesê het, fisiologies het 'n slang nie stembande dat hy sal kan praat nie, maar die duiwel is 'n engel van die lig gewees, en engele kan praat, Gabriel kan praat, Michael kan praat, en die duiwel is van dieselfde kategorie as Michael en Gabriel, en as hulle kan praat, dan kan hy praat, en as hy dan hier die dier, die slang vat, dan is dit nie die stem van die slang nie, dit is die stem van die duiwel. Hy gebruik net uiteindelik hier die dier vir sy doel. Goed, ek neem egter aan dat spraak deel is van die beeld van God in die mens, en dus nie die norm is vir diere nie. Dieselfde verhouding sal vernuwe word in 'n eskatologiese setting. Ek moes nou eintlik gesê het nie setting nie. Ek neem aan dat die slang deur Satan besete was, deur Satan oorgeneem was, en daarom is dit sy stem wat gehoor word. Wat teologies verrassend is dat Eva nie verras was deur die slang wat met haar praat nie. Dis nou weer 'n ander debat wat ek nou nie vanaand sal antwoord nie. Die vrou, daar was reeds ook baie daarop gewys hoekom Eva sonder Adam daar was. Selfs al is die werkwoorde wat deur die slang gebruik word meervoudig, impliseerde dat Adam moontlik aanwesig was, miskien vir 'n gedeelte van die gesprek. Met ander woorde, dit dui op meer as een persoon, die werkwoorde wat die slang in die oorspronklike taal gebruik. Sommige het aangevoer dat dit simbolies van haar soeke na selfidentiteit was. Ander glo dat die slang haar verlei het, omdat sy nie God se bevele direk aangehoor het nie. Dit alles is maar baie spekulatief. Daar is natuurlik, en ek het dit nie eens hier genoem nie, ook die gedagte dat die slang haar op die een of ander manier seksueel verlei het. Ek beskou dit sommer as mitologie. Ek dink nie daar is 'n aanduiding daarvan nie. Dit is wel opvallend dat Eva sê meer wat God gesê het, nee. En ek dink dis waar die slang ook geweet het hy haar het. Sy sê dat God het gesê hulle mag nie die vrugte aanraak nie. En God het dit nooit gesê nie. Hy het gesê hulle mag nie daarvan eet nie. Hy het nie gesê hulle mag dit nie aanraak nie. So sy oordryf. Wanneer mense oordryf, is dit gewoonlik 'n aanduiding dat hulle voel dit is onregverdig. Hulle kan nie verstaan, hoekom mag hulle nie. En so hou dit maar in gedagte. Is dit ook so dat God gesê het? Die rabbyne, die Joodse verklaarders, sê dat die Satan nie die term Yahweh kon gebruik nie. Hy gebruik die woord vir God, maar hy gebruik nie die naam van God Yahweh nie, want hy was onbekend met die genade van God. Met ander woorde, hy het reeds in sonde geval, en God het teen hom opgetree, en hy ken nie die genade van God nie, want Yahweh spreek juis van God wat 'n genadige
God is. Goed, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie, het God dit gesê. Die duiwel sê, God het gesê, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. Nee, dis nie wat God gesê het nie. Hy het gesê, julle mag net nie van spesifieke bome in die tuin eet nie. As hulle nie van al die bome in die tuin mag geëet het, dan sou hulle doodgegaan het van die honger. Hierdie Hebreëse frase is baie spesifiek, want dit blyk betrekking te hê op 'n bevestiging, nie 'n vraag nie. Met ander woorde, die duiwel is so listig. Hy formuleer dit so, dat hy eintlik impliseer, sy kan nie anders as om te sê, ja, dit is so nie. So dit is hoe gevaarlik hy is. Sy formulering is van so 'n aard, dat sy moet dit eintlik bevestig. Die slang is bloot besig om 'n dialoog met die vrou te begin aangaande God se verbod op die boom in die middel van die tuin. Eva stel God se voorsiening van al die ander bome as voedsel, maar die slang stel dit tersyde en fokus eerder op God se verbod op die een boom van kennis van goed en kwaad. Maar die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, die boom van kennis van goed en kwaad, dis die enigste boom waarvan hulle nie mag eet nie. Maar hy laat dit klink asof dit is daarom baie onregverdig. In Genesis 2 vers 9 leer ons dat daar 2 bome in die middel van die tuin is. Die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. En daar blyklik sou die vrugte van albei hierdie bome aan die mens beskikbaar gestel word op die regte tyd, maar die mens se vergryping en eie willigheid skakel hierdie moontlikheid uit, as deel van God se plan. Nou die groot vraag is, hoekom het God gesê hulle mag nie van hierdie boom eet? Hulle mag nie van daai boom geëet het nie. Was dit 'n spesiale boom? Was dit 'n towerboom? Was dit 'n appelboom? Nee, die Bybel sê nie dit was 'n appelboom nie. Ons weet nie wat se soort boom dit was nie. Was daar ander bome wat soortgelyke vrugte gehad het? Waarskynlik wel. Dit was doeteenvoudig 'n boom. En 'n boom wat God gesê het, moenie daarvan eet nie. Die doel daarvan was, bewys julle liefde vir my deur te luister en deur gehoorsaam te wees. Wys julle liefde vir my, ek gee vir julle 'n instrument. Ek gee vir julle 'n manier om te wys dat julle my liefhet. En dit is hierdie boom. Moet net nie daarvan eet nie. Dan weet ek julle het my lief. Die boom van die lewe is algemeen in die Bybel. Daar is niks magies aan die vrugte nie. Dit was die manier waarop God dit gebruik het eerder as 'n fisiese eienskap van die vrug op sigself wat betekenisvol was. Hoe God dit gebruik het ek nou vir julle verduidelik. Anders sal julle sterwe. Nou hierdie term word 3 keer gebruik in verse 3 en 4. Dink 'n bietjie daaroor, hoeveel sou Adam en Eva geweet het of verstaan het van anders sal julle sterwe? Niks het nog dood gegaan nie. Daar was nie dood in die skepping nie. Geen diere het gesterf nie. Niemand sterf nie. Alhoewel dit moontlik is om die een of ander manier aan die om dit op die een of ander manier aan die man en die vrou te kommunikeer, en ek glo dat dit is wat God gedoen het, dat hy dit op die een of ander manier aan hulle gekommunikeer het. Die dood is 'n geestelike dood, dit is 'n fisiese dood, en dit is 'n ewige dood. En ek het hier 'n klompie verwysings. So dood is nie maar net dood nie. Dood is geestelik dood, fisiese dood en ewige dood. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou is hy openlik, nee. Hy maak God openlik uit vir 'n leuenaar. En 'n mens skrik eintlik as jy dit lees. Dit is op 'n baie spesifieke manier gedoen. In Hebreëus is daar nie iets soos trappe van vergelyking nie. So dit word so gedoen. Die woord word eintlik herhaal, maar die woord word in 2 verskillende forme gesit. Dit is die infinitief absoluut en die call imperfectum. Maar dit is nou
dit is nou maar hoe jy verskillende werkwoorde in Hebreëus kan kry, van dieselfde wortel. Met ander woorde, 2 keer dieselfde 3 stamkonsonante. Jy sien dit duidelik in die teks raak, jy kan dit nie mis nie. Dit is daai gedagte van beslis nie doodgaan nie. Hy gebruik dit om dit te beklemtoon. Dis hoe die Satan dit stel. Hy sê dit eintlik dis dubbel. Satan het eerstens God se geloofwaardigheid bevraagteken, en nou bevraagteken hy die waarheid van God se woorde. Nou, dis typies van hoe die duiwel vandag nog werk. Hy vul vandag nog die woord van God aan, en die waarheid van God se woord. Hy wil die woord van God altyd onder verdenking bring. In vers 5 sal hy boonop God se welwillendheid en goedheid teenoor die mens bevraagteken. Die Hebreëse vorm van hierdie sin is in 'n treffende intensiewe vorm. Satan ontken God se stelling, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. God hou dus iets goed van julle al weg, sê hy vir hulle. Daar was 'n mate van waarheid in dit wat die Satan gesê het, maar dit was tipies van hoe hy werk, 'n tragiese halwe waarheid. Dit blyk 'n vertaler se literêre metaforiese gebruik van dag te wees, om te beteken wanneer ook al. Letterlik is die Hebreëse frase, dat wanneer julle die werkwoord oopgaan, impliseer 'n agent, met moontlik die krag van die boom oor die bose een. Goed, sodat julle soos God sal wees. Hierdie woord vir God is weer die woord Elohim, en dit is ironies dat die mens probeer het om van God te gryp wat alreeds syne was. Die mens is 'n hoër geestelike orde as die engele. Hoekom sou Adam en Eva soos God wou wees? Was hulle nie tevrede met die hoë posisie wat God reeds vir hulle gegee het nie? En toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Hier sien ons die drieledige ontwikkeling van versoening tot 'n sondige aksie. Die rabbyne het gesê, dis weer daai Joodse verklaarders, dat die oë en die ore is die vensters van die siel, en dat dit wat ons inlaat is in ons harte groei tot 'n noodlottige aksie. In 'n woorde, wees versigtig wat jy deur jou oë en jou ore toelaat na jou siel toe, dit word uiteindelik 'n noodlottige aksie. Ek dink veral in die tyd waarin ons leef, en ek het vandag weer, toe ek op die pad was, seker 'n goeie 40 minute met iemand op die telefoon hieroor gesels. En dit is die groot probleem van pornografie, en ek het al by herhaling daarna verwys in hierdie Bybelstudie. Wanneer jy jou oë oopmaak en jou ore oopmaak hiervoor, dan besoedel dit die siel. Dit maak die siel uiteindelik vuil en lelik. Dit sit dikwels onuitwisbare merke op daardie siel, as 'n mens dit so kan stel. En uiteindelik het dit noodlottige gevolge wat kan eindig in iets soos egskeiding, verslawing aan pornografie, is baie algemeen, en dit lei natuurlik uiteindelik tot prostitusie en egskeiding. So baie belangrik, kyk mooi wat het hier gebeur, hoe dat die verhouding met God in gedrang kom, met die medemens in gedrang kom, hoe werk die duiwel, hoe val hy hierdie verhoudings aan, hy val steeds hierdie verhoudings vandag aan, en hoe hy dit doen. Hy gebruik jou sintuie, jou oë en jou ore, hy tas die siel aan, dit word 'n aksie. En gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Die rabbyne voer aan dat Adam geëet het, sodat hy nie van sy vrou sou geskei word. Want wat, vra jouself nou die vraag af, as Adam nie van die vrug van die boom geëet het wat Eva na hom uitgehou het nie, sou sy met hom beklei het, sou sy
van Adam geskei het, mens glo hy was lief vir haar, het sy alreeds geëet. Het sy alreeds geëet en toe gee sy vir Adam. En dan was die gedagte, dan sou hulle van mekaar geskei gewees het. Dit is ook die standpunt van Milton in Paradise Lost. Dit blyk egter dat uit die konteks dat Eva teenoor Adam opgetree het, soos die slang teenoor haar. Die slang het haar klaar oortuig met sy manier. Hy het haar die metode geleer, hoe om dit te doen. Sy het by hom geleer en sy het dit gaan toepas op Adam. Tesame met die ervaringsbewys dat sy reeds geëet het en nie dood was nie. Sy het vir Adam met ander woorde gesê, kyk Adam, ek dink die slang het die waarheid gepraat. Ek het geëet en ek het nie gesterf nie. Met ander woorde, die negatiewe gevolge van die skaamwees, die skuldgevoel, het nie onmiddellik by hulle blykbaar ingetree nie, maar eers daarna. Eva kon nog eers vir Adam oorreed het. Sien jy, ek het nie gesterf nie, sy het moontlik vir Adam gesê, sien ek is nie dood nie, en hulle word gewaar dat hulle naak is. Dit het nou 'n rukkie daarna gebeur, en ons weet dit werk so met ons as mense, dat ons dikwels eers later begin skuldig voel, nie noodwendig onmiddellik wanneer ons verkeerd doen nie. Daar is tye wat jy wel skuldig voel wanneer jy besig is om te oortree, maar dit kom gewoonlik later. Goed. Hulle het vyeblare aan mekaar gewerk. Die tradisionele standpunt dat Eva 'n appel geëet het, asseblief, los maar die appel, wil ek sê, dit staan nêrens nie. Ons weet nie wat se vrug dit was nie. Die rabbyne sê dat sy 'n vy geëet het byvoorbeeld, van dieselfde boom waarvan hulle die blare vir hulle klere gepluk het. Jy kan seker tot 'n mate sê daar is 'n bietjie meer gronde vir dit, alhoewel dit nie noodwendig is nie. Die vrug kon egter 'n dadel of 'n ander soort vrug gewees het, ons weet nie. En hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy gewandel het in die tuin. En dit was 'n daaglikse gebeurtenis. Dit dui op die hegte en intieme verhouding wat hierdie mense met God gehad het. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. They heard the sound of the Lord God walking in the garden. Die King James vertaling het the voice of the Lord God. Maar die Hebreëse woord impliseer die klank van hom wat besig is om te wandel. Dit is 'n hitpael, is in die hitpael vorm. Die struktuur van die Hebreëse sin en die konteks impliseer waarskynlik dat hierdie 'n algemene aktiwiteit was. Daardie vorm, daardie van die woord sê, dit was algemeen, dit was alledaags. Waar tydens God en die eerste paartjie in vriendskapsvertroue mekaar ontmoet het. Dit is 'n baie vermenslikte frase vir God wat 'n geestelike wese sonder 'n liggaam is. Onthou, wat bely ons van God in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Ons bely dat God is 'n geestelike wese. Hoe sou hy saam met Adam en Eva kon gewandel het? Want daarvoor moet hy tog 'n liggaam hê. Ons sal om op 'n antropomorfiese manier te praat met sê dat God moet bene hê om saam met hulle te wandel. Verskoning. Die enigste van die drie eenheid is natuurlik die tweede persoon van die drie eenheid wat 'n stoffelike bestaansvorm het. Sommige het gespekuleer dat aangesien die Nuwe Testament die skepping aan die seun toeskryf en daar dikwels fisiese manifestasies van God voorkom, dit moontlik verwys na die voorinkarnasie van Christus. Ek dink dat dit is maar weer eens spekulatief en die inkarnasie van die Here Jesus, met ander woorde sy menswording, vind eers in die Nuwe Testament plaas.
Hier word dood eenvoudig gesê dat die mens 'n baie hegte verhouding met God gehad. So jy gaan, as jy oor hierdie goed lees, gaan jy baie verskillende standpunte hoor. Ek wil vir jou sê, hou by dit wat in die teks daar geskryf staan. Soos wat jy dit sien, soos wat jy dit daar lees, is heeltemal voldoende. In die aandwyntjie, die Hebreëse frase is verwant aan die term vir wind, ruach. Dit spreek van die koel briesie wat in die oggend of die aand opkom. Daar die briesie wat trek en wat verligting bring. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God. Hierdie werkwoord is 'n hitpael imperfectum en dit beskryf eintlik die tragiese gevolge van die sonde wat nou deurwerk, die realiteit. Nou 'n bietjie rukkie gevat om by hulle in te sink, by Eva 'n bietjie langer, want sy het nog vir Adam oortuig. Die tragedie van die sonde kan reeds gesien word in die emosionele sowel as die fisiese skeiding tussen God en sy skepping. En as God dan vra, waar is jy? Is dit duidelik dat ek dink nie God soek inligting nie. God is tog alwetend. En hy weet waar die mens is. Hy weet ook wat gebeur het. So sy, waar is jy, is 'n vraag wat hy vra, sodat die mens kan besef wat hy gedoen het. Hy wil as het ware vir Adam en Eva tot stilstand druk, en dit lyk of dit ook nodig is, want hulle het nie dadelik besef wat hulle verkeerd gedoen het nie. En as jy ook kyk, wanneer God hulle konfronteer, dan is hulle nie apologeties nie. Nou wanneer ek met mense te doen kry, op die punt dat ek met hulle moet praat oor sonde, is dit vir my treffend dat baie mense kom nie dadelik uit met die waarheid nie. Hulle teken nie 'n apologie aan nie, hulle vra nie om verskoning nie, hulle sal dalk eerder aanval. Tipies van wat jy ook lees hier in hierdie hoofstuk. En gevrees, want ek is naak, sê Adam en Eva. Wat 'n tragedie. Hulle dink die ergste wat hulle oorgekom het is die feit dat hulle naak is, maar die volle konsekwensies gaan God nog vir hulle uitspel. Adam is bang vir die liefdevolle God wat hom gemaak het en hom wou ken en hom versorg. Hoe kan dit wees? Die intensiteit van die bose kan duidelik hier gesien word, want die mens kruip steeds weg van God, van homself en van sy familie en van die natuurlike orde. Sy naaktheid dien bloot as 'n verskoning om die werklike probleem weg te steek, en dit is die opstand, die eiewillige opstand teen die wil van God. Kyk, dis nog steeds die probleem in alle verhoudings, of jy praat van 'n swak verhouding tussen 'n pa en 'n seun, 'n ma en 'n dogter, 'n man en 'n vrou, is dit hier dieselfde probleem. Hierdie probleem van sonde, van ons is nie liefdevol teenoor mekaar nie, ons is nie openlik met mekaar nie, ons kruip vir mekaar weg, ons probeer individue wees wat ons self handhaaf, wat ons self probeer verdedig, en ons het dit selfs probeer teenoor God. En die mens antwoord. Hier val die klem op die feit dat Adam aanspreeklik is. Hy is die een met wie God die verbond sluit. Hy is die hoof. Al probeer hy vir Eva die skuld voor God te gee, is hy verantwoordelik. Ten spyte van al die verskonings wat of vir Eva of vir God blameer, bly die man verantwoordelik vir sy eie optrede. Die duiwel het my dit laat doen, is net so min 'n geldige verskoning as kulturele omstandighede het my dit maak doen, of genetiese voorbestemming het my dit maak doen. Sondaar mense kom altyd met verskonings. Dit is opvallend. Stop die verskonings, praat die waarheid, aanvaar die verantwoordelikheid. Leer jou kinders nie om verskonings te maak nie, want verskonings lei tot selfbejammering, en 'n kind wat homself bejammer, is 'n groot mens wat misluk. Leer jou kind om verantwoordelikheid te aanvaar. Leer jou kind om die waarheid te praat. Al twee daardie dinge. En dan het jy 'n groot mens wat
wat uiteindelik 'n verantwoordelike groot mens word. Die slang het my bedrieg en ek het geëerd. Eva het vinnig by Adam geleer en begin ook verskonings maak. Die term bedrieg beteken veroorsaak om te vergeet. Die slang het my so 'n bietjie laat vergeet wat u gesê het. Wat 'n patetiese verskoning. So asof ons mense nie die kapasiteit en die vermoë het om baie goed te onthou nie, en ons almal weet hoe goed kan 'n vrou onthou. So, nou kom sy en sy sê die slang het my bedrieg. En ek sê mos die betekenis van die woord is, hy het veroorsaak dat ek so 'n bietjie vergeet het. Die Here God, weer eens daai kombinasie deurgaans, Jahwe Elohim, toe sê hy aan die slang, God vra nie vir die slang, vra soos vir Adam en Eva nie, dis opvallend, nee. Die slang word veroordeel as 'n instrument wat die bose gebruik het, hy het homself ook oopgemaak daarvoor, is vervloek onder al die vee, is jy vervloek onder al die diere, cursed are you more than all cattle. Die werkwoord is 'n kal passiewe deelwoord, dit beteken nie dat al die vee reeds vervloek was nie, die frase meer kan beteken onder al die vee, onder al die diere. Om op jou buik moet jy seil. So, nou is die vraag, het die slang eers geloop op bene, amper soos 1000 poot, en het God toe sy bene as het ware afgesny, sodat hy nou moet seil. Miskien iets soortgelyk as die teken van die reënboog, wat altyd daar was, maar wat God 'n bepaalde betekenis gee in Genesis 9. Met ander woorde, die gedagte is eerder dat die slang het maar altyd op sy buik geseil, het nie bene gehad nie, maar dat God nou daaraan 'n betekenis gee. In ander woorde, hy is nou 'n dier wat op die grond rondseil, wat vol stof is en wat altyd dus vuil is en wat moet was, as het ware. And dust shall you eat. Hierna word verwys in Jesaja 65 vers 25, daar blyk 'n aspek van God te wees wat die letterlike slang vervloek. Hierdie frase mag 'n metafoor in die Bybel wees, wat na die nederlaag en skaamte verwys. Albei hierdie imperfectums van hierdie vers word gebruik in die bevelende sin. En ek sal vyandskap stel. Vyandskap is 'n woord wat tussen twee persone gebruik word, tussen twee partye. Dit lyk of dit die oorgang is waar God sy oordeel op die Satan gerig word. Nie op die letterlike slang, maar wat hy dit op die Satan rig. The presence of God qualifying our notions of grammatical historical interpretation. 'n Grammaties-historiese interpretasie of openbaringshistoriese verstaan is die manier waarop ons die Bybel lees en die Bybel verstaan. Tussen jou en die vrou en tussen jou en tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Nou hierdie is die vers waaroor baie geskryf is in die Bybel. Dit is hier waar ons dan ook sien, God vir ons sê, hy gaan vir ons 'n verlosser gee, tussen jou saad en haar saad. Dit dui ook op die individue wat uiteindelik sou kom, wat 'n belangrike rol sou speel in die aanloop tot die koms van die Messias. Individue soos byvoorbeeld Abraham en Isak en Jakob en Dawid. Hierdie individue speel 'n belangrike rol en hulle moes self ook stry teen die aanslae van die duiwel. Neem byvoorbeeld Rut en Boas, hoe dat hulle moes stry om die regte ding te doen, sodat daar uiteindelik Isaïe gebore kan word en uit Isaïe 'n Dawid en God die belofte aan Dawid kon gee. So hierdie stryd
is reeds vir ons hier in hierdie enkelvoud aanwesig, dat dit is ook 'n stryd van individue in die lyn van die Messias, wat God deur duisende jare dra en versorg om seker te maak dat ons verlosser uiteindelik gebore kan word. Weereens dui dit eerder op die geweldige sorg en liefde van God, sy trou. Ek het nou vergeet hoe die 2020 vertaling, hy het nie die woord vermorsel gebruik nie, maar daai woord kan dan beteken vermorsel of kneus, hamer, afvryf, maal of slaan. So daardie een woord het baie betekenismoontlikhede en die 2020 vertaling het nou vir een van daardie moontlikhede gekies. Miskien as jy maar net soos ek ook die term vermorsel gewoond en verkies jy hom. Die stryd sal uiteindelik ook op individue neerkom soos wat ek net nou verduidelik het. Wanneer God die oordeel oor Eva uitspreek, dan is dit duidelik, sy sal vermenigvuldiging van pyn hê met kindergeboorte. Nou, dit het sy nou nog nie verstaan nie, want sy het nog nie kinders gehad op daardie stadium nie. Sy sal ook baie kinders hê om voor te sorg en soms te veel. Dit is nie altyd maklik om kinders te versorg nie. Ek sien dit ook met jong mense. Hulle is onseker hoe hulle die kinders moet versorg. So kinders, mense sien baie uit na kinders, maar kinders is ook, maak het vir 'n mens nie altyd maklik nie. En dan deel van die oordeel oor Eva is die dominansie van haar eggenoot, en ons sien dit net hierna as hy vir haar 'n naam gee. Nou Eva se sonde was, sy wou eintlik onafhanklik wees. Sy wil eintlik die leiding geneem het, en sy wou nie heeltemal van haar man afhanklik gewees het nie, en per implikasie ook nie van God nie. Sy het genot en geluk in die verbode vrug gesoek, maar nou kry sy die teenoorgestelde daarvan, sy kry pyn. En dit is die probleem wat ek altyd vir mense ook in verhouding sê, as jy nie na God luister nie, jy dink jy soek na genot en geluk, die uiteinde van die ding wat jy nou doen, is pyn. Jy wil jou eie pad loop, jy kan nie alles kry wat jy wil hê in die verhouding nie, jy wil jou eie pad loop, niemand kan alles kry nie. As jy aan God gehoorsaam is, dan het ek en jy meer as genoeg. En as jy jou onderwerp aan die reëls en die grense wat God vir ons gegee het vir 'n verhouding, dan gaan dit met 'n mens goed. Dit is duidelik dat die Nuwe Testament dit verstaan as teologies belangrik vir die gevalle verhouding tussen mans en vrouens. Ons moet 'n balans vind tussen wie ons in Christus is en wat ons steeds op sekere maniere in Adam is. In Christus is ek 'n nuwe mens, maar die realiteit is, ek is ook nog 'n sondaar, ek is ook nog 'n ou mens in Adam in hierdie lewe. Ek deel in die oorwinning van Christus, maar daardie oorwinning gaan nog vir my 'n volle realiteit word. So ek het hierdie dubbele stryd in my, hierdie dubbele lewe in my, die oorwinning in Christus, maar ek het ook hierdie stryd. Aan die een kant om soos Christus te wees en die oorwinning te leef, aan die ander kant die stryd teen my ou maniere, wat ek van Adam afgekry het. Daar is 'n mate van verwarring, hierdie is nie belangrik nie, ek het gedog eintlik ek het dit uitgehaal. En hy sal oor jou heers, dit is die oordeel oor die vrou, dit kan baie sleg word, ongelukkig. En hy sal oor jou heers, 'n goeie man, werk mooi en sagkens byvoorbeeld met sy vrou en sy kinders, maar as dit baie sleg word, word dit jaloesie, dit word verkrachting, dit word egskeiding, dit word goddelose dominansie,
Dit word net totale mishandeling. So, en natuurlik kan 'n mens nie God die skuld gee vir dit, omdat dit die oordeel is wat hy oor die vrou uitspreek nie, wat die vrou oor haarself gebring het nie. Dit sê eerder vir ons wat gelowige mans is, dat ons moet daarop let, dat dit is die situasie, maar ons moet waak teen 'n sondige dominansie van die vrou, 'n onderdrukking en 'n vertrapping. Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, Adam moes hom verlaat het op God se woord en nie na sy vrou geluister het nie. Eerder na God luister is na jou vrou. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Dit beteken die teenoorgestelde van seën. Die grond sal nie meer vrylik en in oorvloed 'n opbrengs lewer nie. Die huidige aarde is nie soos God hom bedoel het nie. Daar is nou agteruitgang wat gekom het as gevolg van die sonde van die mens. Ons kan die nagevolge van die val van die mens in die natuur sien. Dink 'n bietjie aan Romeine 8 vers 18 tot 23. Gaan lees 'n bietjie daar. Dit is ook al voorgestel dat hierdie die stand van die natuur buite die tuin van Eden weerspieël. Na hulle opstanding word Adam en Eva uit God se spesiale plek uitgestuur na die realiteit van die jagter-versamelaar, die tand- en klou wêreld. Dit is 'n harde wêreld. Dit was 'n baie moeilike lewe nou wat vir hulle voorgelê het, waar dit eens 'n baie eenvoudige lewe was. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Adam is die taak opgelê om die tuin te onderhou voor die val, en nou is hy verplig om moeisaam en hard te gaan werk. Let op die aantal kere wat die werkwoord eet gebruik word in hierdie gedeelte, dis maar net 'n opmerking, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en die mens het sy vrou Eva genoem. Ek het reeds daaroor gesê, dat dit kom daarop neer, dat hy hier oor haar begin heers. Hy gee vir haar 'n naam, sy word nou moeder genoem. Dit is ongewoon dat die mense hierdie klere nodig gehad het. Voordat het hulle nie die klere nodig gehad nie, so daar moes 'n klimaatsverandering gekom het. Wat is die betekenis van hierdie klere? En ek noem hier 'n paar goed wat baie mooi is. Hoekom het God? Want dit is deel van sy genade aan die mens. En ons praat ook, ons onderskei algemene genade en besondere genade. Algemene genade is genade wat God vir alle mense beskik. Besondere genade is reddende genade vir die gelowige. So klere is byvoorbeeld algemene genade. So hoekom gee God vir Adam en Eva dierevelle? As voorbereiding vir die moeilike lewe buite die tuin. God het 'n hart. Hy weet dit gaan moeilik wees. Met vye blare gaan hulle dit nie maak nie. Daarom gee hy vir hulle iets beter, om hulle aangevoelde skaamte oor hulle naaktheid toe te maak, om die wetmatigheid van die gebruik van diere, om in die mense behoeftes te voorsien, vir hulle duidelik te maak, dat hulle hierna van diere sal mag gebruik maak. Ek het nogal hieraan gedink, toe ons vanoggend brandstof ingooi, en ek sien 'n bakkie met diere daarop, en ek het 'n oog gevang. Daai oog was vir my sleg, om te sien, om te dink, die diere is dalk op pad na 'n slagpale toe, maar dit is die realiteit ook van die situasie wat ons geskep het, om die verskil in menslike voorsiening, blare en die van God te toon. God se voorsiening is baie beter, om hulle te herinner aan hulle eie komende dood. Hulle gaan dit nou sien, hulle gaan die dood gebruik om van te leef in 'n sekere sin. En dit herinner die mens daaraan dat ons loop dieselfde pad. As voorafskaduwing van die klere metafoor van Christus se toegeskrewe regverdigheid aan ons, met ander woorde, sodat ons in die Nuwe Testament ook die beeld van klere kan sien en verstaan, wat God vir ons beskik, dat hy ons reinig in die bloed van Christus, en dat ons dan
rein wit klere dra, as teken van ons regverdiging. Om God se voortdurende liefde en voorsiening vir die mens te toon, ten spyte van ons val, die feit dat ons klere het, sê God het ons nog lief en God sorg vir ons. So dit spreek daarvan en wees dankbaar daarvoor. Goed, dan uiteindelik moet die mens uit die tuin uit en God stel die gerubs. Gerubs is die gevleelde hemelwesens wat ons ook later in die Bybel teekom, wat ook in die tabernakel en in die tempel afgebeeld was. Hulle bewaar nou die toegang tot die tuin van Eden, sodat die mens nie daar kan inkom nie, en ook van die boom van die lewe eet en homself in ewige elende stort nie. Goed, hierna in hoofstuk 4 gaan ons nou sien dat die verhouding is nie net aangetast tussen God en die mens en tussen man en vrou nie, omdat die duiwel tussenin gekom het nie, maar uiteindelik word die verhouding ook tussen kinders byvoorbeeld aangetast, deurdat die verhouding met God in gedrang gekom het, en as ma en pa slegte verhouding het, dan spoel dit maar ook oor na die res van die gesin toe. Dit is baie belangrik, en ek dink dis die punt van die hoofstuk, dat die sleutel tot gesonde verhouding begin met die verhouding met God. Die individuele verhouding met God, maar ook die paarse verhouding met God, verseker uiteindelik die gesondheid van die gesin en die gesondheid van die verhouding wat die kinders ook onderling met mekaar het. Jy behoort ook dit hier te kan sien in hierdie hoofstuk in Genesis hoofstuk 3. Goed, enige vrae of opmerkings wat julle wil maak? Ek herhaal dat julle is baie welkom om ook vir my te skryf. Daar is van julle wat daarvan gebruik maak. So doen dit asseblief, skryf vir my en dan sal ek daarop reageer. Ek sluit vir ons vanaandse Bybelstudie dan met 'n gebed af. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons in meer besonderhede weer kon kyk na Genesis hoofstuk 3, dieper kon kyk, dieper kon delf, sodat ons ook kan groei in ons geloof en tot 'n beter verstaan kan kom van wat ons moet wees. Ons bid dat U ons sal seën in ons huwelike en in ons huise, dat U ons bo alles sal seën in ons verhouding met U, want dit is die basisverhouding waarop ons lewens staan. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het. 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal. Goed gaan.